Goeiemôre gemeente en luisteraars, baie welkom by vandag se erediens. Ek wil hê dat ons hoofde moet buig en rustig raak, ook nou hier in die teenwoordigheid van die Here. Kom ons raak stil. God sê, kom na my toe, dat julle gered kan word, almal op aarde, want ek is God, daar is geen ander nie. Amen. Liewe gemeente, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, die Here Jesus Christus, deur die werking van die Heilige Gees. Ek wil hê ons met ons Bybels oopmaak vanoggend by die Evangelie van Matteus, jou eerste evangelie in die Nuwe Testament, en ons gaan 2 gedeeltes daar saam lees. Die eerste is uit Matteus hoofstuk 10, ons gaan lees vanaf vers 5 af, en dan ons tweede gedeelte is die heel laaste gedeelte van Matteus, Matteus 28, en daar gaan ons lees vanaf vers 16. Die opskrif by Matteus 10, daar by vers 5 is Jesus gee opdragte aan die 12, en dan die tweede gedeelte, daar van vers 16 by Matteus 28 is Jesus 'n opdrag aan die disippels. Interessant, kom ons gaan nou lees, en dan luister ons ook wat die Here vir ons hier wil sê, maar voordat ons saam lees, kom ons buig net ons hoofde in aanbidding voor die Here. Almagtige Here, God en Vader, baie dankie dat U hierdie dag tot ons lewens gevoeg het. Dankie Here vir die voorreg van die lewe, en baie dankie dat ons tot U kan bid, dat ons hoofde kan oprig na U. Ja Here God, dat ons ook aan U voete kan sit en aan U kan toebring die dank en die eer en die lof en die aanbidding van ons harte. Dankie dat U ons elkeen by die naam geroep het en dat ons weet ons ook aan U behoort. Dankie dat U Uself vir ons gegee het uit liefde, ten spyte van ons tekortkominge, ons swakhede, ons gebreke, ons sondes. En dankie Here dat ons kan weet dat deur ons geloof in Jesus Christus daar ook vir ons 'n lewe by U is. Here, ons kom vanoggend na U toe, terwyl U woord voor ons oop lê, en ons bid vir rustigheid, kalmte, vir vrede, en ons bid dat wanneer ons nou gaan saam lees, U ook hierdie gedeelte aan ons sal verklaar, dat U dit sal openbaar, en dat dit ook deel van ons elkeen sal word. Dat wanneer ons vanoggend huis toe gaan, daar regtig ook iets van U wat U graag wil hê dat in ons moet gebeur, dat dit sal gebeur. Nooit, Here, op onsself gerig en dit wat ons daaruit kan kry nie, maar Here, eerder 'n reaksie uit dankbaarheid vir dit wat U vir ons beteken en is in ons lewens. Praat dan nou, Here, want ons elkeen wil graag luister na U woord. Ons alles bid dit in dankbaarheid en in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Ons eerste gedeelte dan is Matteus hoofstuk 10, vers 5. Jesus het hierdie 12 uitgestuur en die volgende opdragte aan hulle gegee. Moenie met 'n pad na die heidene nasies toe afdraai nie, en moenie in 'n dorp van die Samaritane ingaan nie. Gaan liewers na die verlore skape van die volk Israel toe. Gaan verkondig, die koninkryk van die hemel het naby gekom. Maak siekes gesond, wek dooies op, reinig melaatses en dryf duiwels uit. Julle het dit verniet ontvang, gee dit ook verniet. Moenie vir goud of silwer of koper in julle beursie sorg nie, en moenie vir die pad 'n reissak aanskaf, of nog 'n kledingstuk of skoene of 'n stok nie. 'n Arbeider is tog geregtig op onderhoud. As julle in 'n stad of dorp kom, stel dan vas by wie julle daar kan tuis gaan, en bly by hom totdat julle die reis voortsit. As julle in die huis kom, wens die mense vrede toe. As die huismense se gesindheid goed is, handhaaf julle vredeswens vir die huis. Maar as hulle nie goedgesind is nie, trek julle vredeswens dan terug. As iemand julle nie ontvang nie, en nie na julle woorde luister nie, gaan uit sy huis of uit daardie dorp uit, en skud die stof van julle voete af. Dit verseker ek julle, dit sal in die oordeelsdag
vir die gebied Sodom en Gomorra draagliker wees as vir daardie dorp. Net tot sover dan hierdie gedeelte van Matteus, en dan blaai ons na die laaste hoofstuk, 28, vers 16. Die 11 disippels het na Galilea toe gegaan, na die berg waarheen Jesus hulle beveel het om te gaan. Toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, hoewel party getwyfel het. Jesus kom toe nader en sê vir hulle, aan my is alle mag gegee in die hemel en op die aarde. Gaan dan na al die nasies toe en maak die mense my disippels. Doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En onthou, ek is by julle al die dae tot die volëinding van die wêreld. Net tot sover dan ons skriflesing en ons prediking vanoggend kom in die hand van albei hierdie hele geleesde gedeeltes. Wanneer ons na hierdie twee geleesde gedeeltes van Matteus kyk, dan wil dit vir ons amper half lyk asof hy homself weerspreek. In die eerste gedeelte gee hy sy disippels die opdrag om te gaan na die verlore skape van Israel. As ons verder aanblaai, ons kom by die laaste gedeelte, dan sien ons dat hy opdrag gee om te sê, gaan uit na al die nasies toe. Nou om dit te probeer verklaar en sin te maak uit dit alles, is dit belangrik dat ons moet kyk na die agtergrond waarteen en waaruit Matteus dan ook hierdie gedeeltes vir ons skryf. Matteus skryf hierdie evangelie aan 'n bepaalde gehoor. En in hierdie geval die vroeë Christelike gemeenskap wat sy bestaan gemaak het na die Joodse oorlog. Hier rondom 66 tot 70 na Christus. Matteus het heel waarskynlik in Antiochië. Dit is die hoofstad van die Romeinse provinsie Sirië. En dit was 'n belangrike stad gewees op daardie stadium, op 'n belangrike handelsroete wat gestrek het van die noorde tot die suide. En dan skryf Matteus dit aan die gemeente daar, wat bestaan het uit Jode, en dan, soos ek gesê het, dit kom uit tydperk na die Joodse oorlog, en was dit Jode wat eintlik op daardie stadium gesoek het na hulle eie ware identiteit. Nou in 70 na Christus weet ons almal uit die geskiedenis dat Titus Jerusalem verslaan het. En toe hy Jerusalem verslaan het, het hy daarmee saam ook die tempel tot op die grond toe afgebreek en vernietig. Die tempel is maar eers voltooi in 64 na Christus. So dit is eintlik iets geweldig wat in die lewe van die Jode gebeur het in daardie tyd. En ons weet dan ook dat tydens daardie aanvalle baie mense in die oorlog gesterf het. En talle Jode is dan ook weggevoer as slawe en gevangenes. En is die voortbestaan van die Joodse volk op 'n groot manier dan ook bedreig as gevolg van hierdie vernietiging. En die Jode het uitgereik en hulle het wegbeweeg van Jerusalem en toe in Jamnia het hulle vir hulle 'n nuwe geloofssentrum gaan vestig. Maar omdat die tempel in Jerusalem vernietig is, het hulle ook in baie dorpe sinagoges opgerig as plekke waar hulle by mekaar kon vergader en dan ook kon aanbid. En dit het dan ook gebeur dat juis hier in Samia, by een van die synodes van Samia, by Jamnia, dat hulle besluit het dat hierdie klomp, veral die Messiaanse groep van die Jode, eintlik beter besig was met kettery en het hulle uit die sinagoges uit verban. Dit het tot die gevolg gehad dat in die Matteus gemeenskap daar 'n bepaalde spanning ontwikkel het. Aan die een kant tussen die vroeë Christene en dan aan die ander kant die Joodse volk, die wetsgehoorsame Jode. Ons kan eintlik sê dat eintlik 'n tipe van 'n spanning ontstaan tussen die vroeë Christene en dan die sinagoge, en dan van daar die reaksie om te sê, maar hoor hierso, julle sit om ketters en ons wil julle nie ons midde hê nie, en julle kan basies nie in ons sinagoges weer inkom nie. Dit is teen hierdie hele agtergrond wat dan Matteus ook kom en dan hierdie evangelie skryf. Ons sit dus hierso eintlik met
twee verskillende standpunte wat deur een skrywer baie sterk na vore kom. Die eerste gedeelte wat dis vir ons lyk asof hy praat met die klomp wetsgehoorsame Jode wat baie sterk klem gelê het en nog steeds baie sterk vasgehou het aan die besnydenis en die wet en die messiaanse verwagting. En dan in die tweede gedeelte, daai gedeelte van Matteus 28, lyk dit vir ons asof hy praat met die heidene. Hulle wat baie sterker klem geplaas het op die krag en die werking van die Gees in 'n lewe. En het heidensending, met ander woorde, baie sterk daarna vore gekom. Eerste groep, verlore skape van Israel, met ander woorde, mense in hulle midde teenwoordig, en dan die tweede gedeelte gaan uit na die heidene en bring aan hulle die evangelie. Dit is altyd belangrik dat ons moet kyk daarna en daarop moet let dat Matteus probeer nie hier om die een groep bo die ander te verkies nie. Hy sien nie die een groep as belangriker en meer dominant as ander nie. Hy wil eintlik hulle op gelyke vlak aan ons bekendstel en dan ook wil hy eintlik vir hulle sê, wys op dit wat regtig saak maak. En dit wat vir hom regtig die saak maak tussen die twee groepe, is dit wat Jesus vir hulle kom leer het. Naamlik vergifnis vir almal, vrede, versoening en wederwysige liefde. En is sy eintlike gedagte dat hierdie twee groepe mekaar se hande moet vat en dan moet uitgaan en die evangelie van Jesus aan ander gaan verkondig. Eerste gedeelte sien ons dat hy stuur na die Israel, na die groep, die volk Israel, die skape van Israel, daardie kudde. En juis en reeds in die opdrag daarvan kan ons al klaar sien dat daar 'n bepaalde spanning is. Hy sê dan ook daar dat die disippels moet uitgaan en hulle moet gaan verkondig dat die koninkryk van God aangebreek het. En dan sien ons dat Jesus hier alreeds in die slotgedeelte vir ons 'n waarskuwing aan hulle rig teenoor diegene wat die boodskap van die disippels sou verwerp. Hy sê daar baie duidelik dat dit met hulle erger sal gaan as met die inwoners van die stede van Sodom en Gomorra, wat ons weet deur God vernietig is. As gevolg van die feit dat daar 'n geweldige immoraliteit by hulle teenwoordig was, sosiale ongeregtigheid teenwoordig was, maar veral omdat hulle die boodskappers van God geminag het. En het God oorgegaan tot die punt om hulle te vernietig. En hier rig hy ook dan die waarskuwing teen hulle. Pas op, moenie my boodskappers wegstuur nie, maar ontvang vir hulle. En ons sien reeds hierin ook iets by Matteus dat hy 'n probleem voorsien wat dalk in die toekoms daar sou wees, naamlik dat die volk Israel dan ook die koms van die Messias afwys en nie wil erken nie. In die tweede gedeelte, Matteus 28, daar vers 16 tot 20 wat ons gelees het, sien ons dat hierdie gedeelte vir ons daarop wys dat die opgestane Christus, Jesus Christus, vir ons 'n nuwe boodskap wil bring vir 'n nuwe tyd wat aangebreek het. En dit is dan hier wat hy vir sy disippels sê, gaan maak disippels van almal, van ander, ook die heidene. En gaan leer hulle alles wat ek julle geleer het. So hier verskuif die fokus met ander woorde van die volk Israel na die heidene nasies. Die net wat gegooi word, gaan dus baie wyer uit. En wat is hierdie opdrag? Wat moet hulle gaan leer? Hulle moet hulle gaan leer om God se wil hier op aarde te doen, om deur liefde die volle wet van God na te kom, om vrede en geregtigheid na te streef in alles wat hulle doen, maar veral om vrug te gaan dra by hulle nuwe lewe. Met ander woorde, daardie lewe wat hulle gegee het vir Christus. Hy moet die kenmerke daarvan dra. En dan sê die Here Jesus vir hulle, en dan sal ek by julle wees. Julle het niks om te vrees nie, solank julle doen wat ek van julle vra om te doen. Ons sit dus hierso met 'n sending opdrag wat twee fasette het. En dit is baie duidelik dat ons kan dit eintlik uitdruk met twee woorde. Die eerste gedeelte met die woord verkondig
en dan in die tweede gedeelte met die woordjie leer. Wat verkondig ons? Baie duidelik, ons het dit nou al gehoor, dat ons aan mekaar, miskien dalk reeds hier in ons midde, maar ook wyer moet gaan verkondig dat die koninkryk van God aangebreek het. En dit is 'n geloofswerklikheid vir elkeen van ons wat glo. Maar dat ons ook hierdie geloofswerklikheid, die feit dat God se koninkryk aangebreek het, moet gaan wys in ons lewens aan ander. Op dieselfde manier waarop Christus dit vir ons kom wys het. En dit is deur om ander lief te hê, sonder vooroordeel, om siekes by te staan, hulle wat behoeftig is, wat nood het, ons moet barmhartigheid gaan bewys. Dit is wat ons ook in hierdie gedeelte wat die Here van ons verwag, teenoor ander moet gaan doen. Hy brei dan so 'n bietjie verder en hy haak eintlik by hierdie gedeelte aan as hy vir ons sê, maar kom ons gaan leer hulle ook dit wat Jesus ons geleer het. En dis daai tweede gedeeltetjie wat ek gesê het, eers kan die twee fasette verkondig en tweede leer. En hierdie leer haak so eintlik half soos ek sê aan by die verkondigingsgedeelte. Dan sê hy, kom ons gaan en gaan leer hulle dit wat Jesus ons geleer het. Maar ons gaan leer hulle ook om te doen dit wat Jesus gedoen het terwyl hy hier op aarde was. En wat het hy gedoen? Eerstens weet ons dat Jesus vir God onvoorwaardelik gehoorsaam het in die opdrag wat God vir hom hier op aarde gegee het. En dit is iets wat ons self moet afvra, is ons gehoorsaam aan God, volkome in sy wil vir ons lewe, veral as hy ons ook stuur om sy werktuie in hierdie wêreld te gaan wees. Miskien is ons skrikkerig, miskien is ons behoudend, miskien is ons te lief vir onsself, miskien is ons net bloot onseker en het ons nie heeltemal geloofsekerheid in dit wat God in God in die eerste plek en dit wat hy van ons vra nie. Wat het Jesus ons nog kom leer? Hy het ons kom leer dat ons ander moet lief hê en selfs hulle wat ons geweldig te nagekom het in die lewe. Hulle wat dit regtig nie vir ons maklik maak nie, dat ons ook vir hulle moet lief hê. Daardeur wys hy ook vir ons dat ons maar soms die wang moet draai nie, soms nie, eintlik in alle omstandighede, veral daar waar jy gevoel jy te nagekom word, veral daar waar jy te nagekom het, want reeds in daai situasie moet ons die voorbeeld stel. Dit wat miskien die grootste uitdaging vir ons is, want ons wil onsself beskerm. Ons wil nie onsself te nakom nie. Ons wil onsself laat geld, ons wil ons stemme laat hoor. Hoe moeilik is dit nie vir ons om in 'n gegewe situasie ons wang te draai? Geliefdes, dit is die opdrag van ons Here. En as ons is gelowiges, ons glo onvoorwaardelik in Jesus Christus, dan moet ons bereid wees om daai opoffering vir hom te doen en nie soseer vir jouself nie. Ons moet ons ore en ons oë, ons harte, ons huise moet ons oopmaak vir ander. Ons moet bereid wees om hulle wat hartseer is in alle omstandighede te vertroos. Ons moet bereid wees om hulle wat honger het, selfs vir hulle wat ons nie wil gee nie, moet ons bereid wees om voor te gee. Ons moet ons nie bekommer oor môre nie. Baie gevra, vir alles ons kyk wat voor verlede week ook hier by ons gebeur het in KZN en Gauteng. Here, maar ons moet ons nie bekommer nie, maar ons weet uit die verlede, die bakens wat ons saam met God opgerig het, dat God ons nooit in die steek laat nie. God vra van ons dat ons moet vertrou. God vra van ons dat ons onvoorwaardelik moet glo in hom. Want as ons dit kan doen, dan kan ons uitgaan en ons kan gaan verkondig. Tussen ons eie mense, hier in ons gemeente, in ons gemeenskap, ons familie en ons vriende, maar ook hulle wat ons nie ken nie. Maar dan moet ons al hierdie goed wat God van ons vra, wat hy vir ons geleer het, wat hy vir ons kom wys het, dit moet deel van ons lewe wees. Volgende punt wat ons altyd baie keer onseker is en waar agter ons skerm, is die feit dat ons dink, ek het nie genoeg, ek weet nie genoeg nie. Ek is nie so vertroud met die Bybel nie. Ek lees graag Bybel, ek kom graag kerk toe, maar wat gaan ek sê? Dan sê die Here vir ons in hierdie gedeelte, ons hoef nie bekommerd te wees oor wat ons gaan sê nie. Hy sal op sy plek, op sy tyd, op sy manier, sal hy vir ons die middele verskaf, dat ons sal weet wat en hoe ons dit moet sê. Hy sal ons toerus, sodat ons sy werktuig kan wees. Ons moet net onsself daartoe verbind en bereid wees om daardie werktuig te kan wees. Dan sê hy vir ons,
sal ons in staat wees om na almal te kan uitreik. Selfs teen die mees geharde persoon. Ook hulle sal kan kom tot inkeer. Ook hulle sal hulle harte vir God kan gee. Liewe gemeente, luisteraars, ons het 'n boodskap om te bring, te gaan vertel aan die wêreld. Ons het 'n boodskap te gaan vertel dat die koninkryk van God aangebreek het. 'n Boodskap wat vir ons wil sê, hierdie koninkryk het geen grense nie. Dit is wat die wêreld nodig het om te hoor. Nie net ons hier in Suid-Afrika nie, maar oor die wêreld heen, is dat hierdie koninkryk van God geen grense ken nie. Die horisonne van God se liefde en sy genade strek oor die hele wêreld heen. Ons moet net bereid wees om te luister en gehoorsaam te gaan doen, ook dit wat Jesus gedoen het. So moet ek afsluit deur te sê, mag God vir jou en vir my opnuut in sy liefde die krag en genade gee om vanoggend weer hierdie boodskap te kon luister, maar nie net te kon luister daarna nie, dat ons ook sal uitgaan en dit te gaan gehoorsaam. Wat is God se opdrag aan ons? Gaan uit na al die volke, tale en nasies en maak die mense my disippels. Doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Mag God ons elkeen toerus om in liefde op te staan, sonder enige vrees, sonder enige onsekerheid, om 'n verskil te gaan maak in 'n hongerwêreld daar buite. En mag hulle in ons elke dag die liefde, die vrede en die omgee wat Jesus in ons lewens ervaar. God seën julle elkeen. Amen. Almagtige God en Here, dit is vir ons wonderlik om te kan weet, ons behoort aan U. Here, U wat nooit met ons opgee nie. U wat deur al die eeue by ons is en ook sal wees tot in alle ewigheid. En dankie Here dat ons vandag hier kan opstaan en met ons lewens kan voortgaan. Met die wete dat U ook 'n spesiale plekkie vir ons in die wêreld daar buite het. Spesiale plekkie met 'n opdrag. En Here, ons hoef nie volmaak te wees nie. Ons is immers in sonde gebore en ons gaan in sonde dood. Maar U, Here, stort U liefde en genade oor ons uit. U omvou ons elke oomblik van elke dag daarmee. En reeds in hierdie sonde en in ons eie eenvoud, gebruik U vir ons as U werktuie hier op aarde. Here, ek hoef nie te vrees oor wat ek gaan sê nie. Ek hoef nie te vrees oor hoe ek moet optree teenoor hulle wat siek is, behoeftig is, wat hartseer is. Here, wat die omstandighede ook al mag wees nie, want op U manier, U tyd gaan U vir ons die woorde gee, middele verskaf wat ons nodig het. Maar Here, hier is ons. Daar is baie dinge wat ons in ons lewens bedreig. Daar is baie dinge waaroor ons self baie keer ongelukkig is binne in onsself. Waar ons voel ons stel U te leer, waar ons voel ons doen nie wat ons vir U kan of moet doen nie. Maar Here, ons kom vanoggend weer na U toe en sê vir U, hier is ons. En gebruik ons. Ons wil dit graag vir U doen, Here. En dankie dat ons weet, U gee vir ons weer 'n kans. Ons bid dit alles in Jesus Christus se naam. Amen. Liewe gemeente, die Vader sê, moenie bang wees nie, want ek is by jou. Jesus Christus sê, moenie bang wees nie, want ek loop voor jou uit. Die Heilige Gees sê, moenie bang wees nie, want ek is binne in jou. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by elkeen van julle wees en bly. Amen.
aan dan